Want dit maak 'n steurnis op die klank. Baie welkom vanmôre. Dis 'n voorreg om hier voor te kan staan. Dis 'n voorreg om saam in die kerk te kan wees, saam die Here se naam groot te kan maak, saam te kan sing en te kan bely dat hy is koning. Hy is Heer. Hy het opgestaan en hy leef. Vriende, ons gaan die Bybel vandag oopmaak by Lukas 14. Maar ek het met 'n rede gevra as jou boude warm. Dit gaan dalk begin warm raak vandag. En jou tone gaan dalk begin seer raak vandag. Want ons gaan dalk op tone trap. Wat nie 'n slegte ding is nie, wat 'n goeie ding is. Want partykeer moet ons sekere goed hoor. Partykeer moet ons introspeksie doen. Ons sal sien vandag is die tema, hier is die uitnodiging. Gaan jy dit aanvaar? Hier is die uitnodiging, wat is jou verskoning? Wat is jou verskoning? So ja, as die sitplek warm raak, skuif so die kant toe, daai kant toe, maar mag dit wees om jou te verander. Mag jy vandag hier uitstap en sê, ek wil anders wees as dit. So maak die Bybel oop by Lukas 14. En dan gaan ons saam lees, of eers saam bid, dan gaan ons met die inleiding begin, en dan gaan ons saam lees. Vader, wat 'n voorreg is dit nie om vanmôre in die kerk te kan wees nie, saam te kan sit, as gesin hier saam te kan wees, U naam te kan grootmaak, U naam te kan loof, U naam te kan prys. Hoe wonderlik is dit nie om ook woord te kan lees, die woord te kan oopmaak vanmôre, en dit te kan hoor wat U vir ons uit die woord uit sê nie. En ja, Here, dit is ons begeerte, is om anders te wees. Ons het al die afgelope hoeveel weke gepraat oor verandering, en ons wil die verandering hou. En dit is ons gebed, o Gees, dat U sal in ons inbeweeg, dat ons vandag bewus sal raak van sekere goed. Here, laat U ons gedagtes gebind sal hou. En as daar dalk vandag sekere oomblikke is, waar ons twyfel in onsself, of waar ons dalk ongemaklik voel, Gees, bid ek dat U sal kom, en ons gedagtes gebind sal hou. En dat ons mooi sal hoor wat U woord vanmôre vir ons wil kom sê. Dankie dat ons dit vir U mag vra, o Heer. Amen. Die laaste 3 keer wat ek gepreek het ons gesels oor verandering. Ons het gesê dat ons wil nie net verander nie, maar ons wil hierdie verandering ook hou. Ons het gesels oor geloof en vertroue. Toe het ons gesels oor daai ou bobbejaantjie, daai aapie wat ons almal so op ons rug het en wat konstant hier in ons ore kerm en kla. En laasweek het ons gesels oor labels. Ons het gesels oor identiteit en daardie labels wat ons so dra. Ons het gesê ons wil verander, maar ons wil nie net verander nie, ons wil hierdie verandering hou. Ons wil anders wees, ons wil anders leef. Maar ons wil ook nie net self die verandering beleef nie. Ons wil ook hê dat ander mense die verandering moet beleef. Dat ander mense ook 'n verskil en 'n verandering in hulle lewens moet beleef. So hoe gaan ons dit doen? Weet julle wat, vriende? Ons kan dit doen. Want ons is veranderingmakers. Ons is veranderingbringers. Ons het invloed. Ons is saakmakers. Ons kan hierdie goed doen, ons kan verandering bring, want ons is agente van verandering. Nou jy het 'n ongelooflike groot rol om in iemand se lewe te speel. En jy kan 'n groot rol in iemand se lewe speel, deur daai persoon te help verander, of deur iemand wat tans in so 'n veranderingsproses in hulle lewe is. Ek onthou hoe veranderingmakers, hoe saakmakers, veranderingbringers al 'n groot rol in my lewe gespeel het, terwyl ek deur so 'n veranderingsproses in my lewe gegaan het. Die realiteit is, daar is geen groei sonder verandering nie. Daar is geen verandering sonder verlies nie. En daar is geen verlies sonder pyn nie. Nou hierdie is die normale proses. Dit is 'n proses wat iemand moet deurgaan wanneer hy of sy verandering in hulle lewe beleef en wanneer daar verandering in hulle lewe plaasvind. En dis hoekom ons mense in ons lewens nodig het. Dis hoekom ons veranderingsmakers, veranderingsbringers, saakmakers in ons lewe nodig het.
En dis hoekom dit daardie mense belangrik is. Nou hierdie agente van verandering, hulle help ons nie net in ons alledaagse lewe nie. Nee, hierdie mense is ook daar om ons te help om nader aan die Here te groei, om nader aan die Here te kom. En vriende, dit is wat ons is. Wat is ons? Ons is agente van verandering. Ons is verskilmakers. Voel jy nie goed om dit te hoor vandag nie? Jy is 'n verskilmaker. Jy is 'n agent van verandering. Kom ons dink gou terug aan die laaste 5 maande. Januarie tot nou. Besef jy het al 'n verskil gemaak in iemand se lewe sonder dat jy dit weet? Besef jy het dalk al moontlik iemand nader aan die Here gebring sonder dat jy dit weet? Nou hoe het jy dit gedoen? Om te begin, jy het dalk vir iemand kerk toe genooi. Jy het dalk vir iemand gesê, kom saam met my kerk toe. Die kerk begin 9:00. Of jy het iemand gebel en gesê, sien ek jou môre 9:00 by die kerk. Deur net dit te doen, het jy al klare verskil in iemand se lewe gemaak. Of voel jy dalk vanmôre 'n bietjie skuldig? Want jy het nog nie iemand hierdie jaar kerk toe genooi nie. Jy het nog nie iemand aangemoedig om kerk toe te kom nie. Vriende, veranderingsmakers, saakmakers, hulle stuur nie net een uitnodiging uit nie. Nee, hulle is konstant besig om hierdie uitnodiging uit te stuur. En hulle is konstant besig om mense aan te moedig en om 'n verskil te maak. Nou dis een ding om iemand uit te nooi na 'n partytjie toe. As ek nou moet sê, daar's 'n braai na die tyd, almal is genooi, jy hoef niks te bring nie, wie gaan kom? Almal. Is ek reg? Jy gaan sê, ja, natuurlik gaan ek daar kom. So dis een ding om iemand uit te nooi na 'n partytjie toe, dis een ding om iemand uit te nooi na 'n braai toe, maar daar is net iets anders daarin, om iemand te nooi, om 'n persoonlike verhouding met die Here te hê. Daar's iets anders daarin, om iemand aan te moedig, om nader aan die Here te leef. Nou ons gaan vandag kyk na Lukas 14, vers 15 vers 15 tot 24, en ons sien Jesus praat hier oor 'n uitnodiging, en hoe 'n uitnodiging behoort te lyk, en hoe 'n uitnodiging kan wees. Nou hierdie is die gelykenis wat Jesus vertel, dis die gelykenis van 'n groot maaltyd, dis die gelykenis van 'n groot ete wat gehou word, en ons sien dat daar was hierdie ryk man gewees, wat hierdie groot ete voorberei het, en hy nooi sy vriende om by hom te kom eet. Lukas 14 vanaf vers 15, luister mooi. Een van die wat saam aan die tafel was, het dit gehoor en vir hom gesê, gelukkig is die man wat aan die maaltyd in die koninkryk van God kan deelneem. Toe sê Jesus vir hom, daar was 'n man wat 'n groot maaltyd gegee het en baie mense uitgenooi het. Toe die maaltyd gereed was, stuur hy sy slaaf om vir die genooides te sê, kom, die maaltyd staan klaar. Maar hulle begin almal, die een na die ander, 'n verskoning maak. Die eerste sê vir hom, ek het 'n stuk grond gekoop en dis noodsaaklik dat ek uitgaan om daarna te gaan kyk. Ek vra u, verskoon my asseblief. 'n Ander een sê, ek het 5 paar osse gekoop en ek gaan hulle net gou probeer. Ek vra u, verskoon my asseblief. Nog 'n ander een sê, ek is pas getroud en daarom kan ek nie kom nie, verskoon my asseblief. Nee? Klink dit soos jy? Klink dit soos 'n kategese groep die oggend van 'n Sondag, verskoon my asseblief, verskoon my asseblief, verskoon my asseblief. Kom ons lees verder. Die slaaf kom terug en vertel alles vir sy eienaar. Toe word die man kwaad en sê vir sy slaaf, gaan uit na die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en die krepeles en die blindes en die verlamdes hierheen. Later kom die slaaf sê, meneer, u opdrag is uitgevoer en daar is nog plek. Toe sê die man vir die slaaf, gaan uit na die paaie en die lanings en dring by hulle daarop aan om in te kom, sodat my huis vol kan wees. Dit verseker ek julle, nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my kos sit nie. Die uitnodiging is gestuur. Die uitnodiging is gestuur en sê, kom sit, kom eet van hierdie maaltyd van God. Die uitnodiging word elke week uitgestuur.
Kom, Jesus berei die tafel voor. Kom sit hier, kom eet van die tafel, kom eet van die kos wat Jesus vir ons wil gee. Vriende, ons het die voorreg om week na week in die kerk te kan sit en die woord te kan hoor. Ons het die voorreg om die kos te kan kry. Maar wat doen ons? Ons dink 'n verskoning uit. Dis mos wat ons as mense doen. Daar is 3 groepe genooides gewees in hierdie teksgedeelte wat ons vanmôre lees. 3 tipe mense. En almal sien ons in hierdie gelykenis. Die eerste uitnodiging sien ons was vir hierdie mense gewees wat hy eintlik baie goed geken het. Hierdie man berei die ete voor vir sy vriende. En hy nooi vir hulle. Hy sê, kom hier na my toe. Nou toe ek hierdie gedeelte lees, dit was eintlik vir my opvallend. Hierdie eerste groep genooides wat uitgenooi word. Hulle was blind gewees vir dit wat wonderlik is as gevolg van dit wat goed is. Hulle was blind gewees vir dit wat wonderlik is as gevolg van dit wat goed is. Nou daar's niks fout daarmee om vir jou 'n span osse te koop nie. Daar's niks fout daarmee om 'n stuk grond te koop nie. En natuurlik, daar is niks fout daarmee om te trou nie. Hoor mooi, hierdie is alles goeie goed. Maar die fout wat hulle egter maak is om dit wat goed is, hulle prioriteit te maak oor dit wat wonderlik is. Hoeveel keer gaan hierdie uitnodiging gestuur word? Net 1 keer. Hy het hulle nie teruggestuur en gesê, ag gaan vra vir hulle asseblief of hulle nie wil kom nie. Hierdie uitnodiging was 1 keer gestuur. Net 1 keer. En dit was nie sommer net 'n uitnodiging gewees nie. Dit was belangrik gewees vir hierdie man. Hy het moeite ingesit. Hy wou sy vriende onthaal het. Hy het spesiaal hierdie uitnodiging vir hulle gestuur. Hy het moeite gedoen met dit om vir hulle te sê, kom. Maar hulle het een of ander verskoning gehad en gesê, nee jammer, ons kan nie kom nie. So hy was teleurgesteld gewees. Hy was kwaad gewees toe hulle allerhande verskonings gehad het in plaas van om te kom eet. God kom wys hier vir ons iets van homself. Ons kyk na die eerste groep mense en dis duidelik. Hulle het goed. Hulle het goed. Hulle, kom ons sê so, hulle het 'n gemaklike lewe. Hulle kan 'n bestaan maak. Hulle het goed. Hulle kom deur die lewe. Dink julle nie dis juis omdat hulle al hierdie goed het dat daar al hierdie afleidings is nie? As jy baie geld het, jy het groot invloed, jy het baie koneksies, jy het 'n goeie sosiale lewe, jy het 'n klomp vriende, sal jy vandag saam met my stem, dat die kans goed is, dat al hierdie goed jou aandag kan aftrek. Die kans is goed, dat al hierdie goed aandag van jou gaan eis. Nou kom ons dink gaan onsself. En ek wil nie so oor myself dink nie, maar hier is die realiteit. In watter groep val ek? Ek val in die eerste groep. En ek wil sê, almal van ons wat vandag hier in die kerk sit, val ook onder daardie eerste groep. En vriende, ons het eintlik niks om oor te kla nie, want ons is so bevoorreg. Ons het stewige huise waarin ons bly, daar is warm water, daar is elektrisiteit, jy het 'n yskas, jy het genoeg kos om te eet, hier is 'n hospitaal, hier is goeie skole, jy het kos, sport, pensioenfonds, jy het wifi en dan kla jy nog as die wifi stadig is. So ons het niks waaroor ons hoef bekommerd te wees nie. Ons het so baie. As ons kyk na die res van die wêreld, in vergelyking met die res van die wêreld, is ons eintlik baie bevoorreg. Maar daar is al hierdie goed, al hierdie goeie goed, wat ons aandag kom aftrek. Party van hierdie goed is goed, ander van hierdie goed is minder goed. Maar is al hierdie goed, wat ons keer om die wonderlike te beleef in die lewe. En dit is die uitnodiging van Jesus. Die uitnodiging wat Jesus na ons toe stuur, is nie net goed nie, vriende. Die uitnodiging wat Jesus na ons toe stuur, is wonderlik. Dit is beter as enigiets anders. En om te dink, wat doen ons? Ons stoot hierdie uitnodiging een kant toe.
Uitnodiging kom na ons kant toe, maar ons stoor dit. Hoeveel keer het jy nie al die uitnodiging gekry nie? Hoeveel keer het jy nie al die uitnodiging vir iemand gestuur en dit word net nie aanvaar nie? Dink 'n bietjie aan die mense vir wie jy lief is. Hoeveel keer het jy nie al 'n uitnodiging na hulle kant toe gestuur nie? Want jy wil ook hê, hulle moet dit beleef wat jy beleef. Jy wil ook hê, hulle moet daai persoonlike verhouding hê. Jy wil ook hê dat hulle 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus wil hê. En as hulle nie opdaag en soos die uitnodiging uitstuur nie, dan vat ons hierdie goed persoonlik op. Want jy wil hê, hulle moet dit beleef wat jy op 'n Sondag hier in die kerk beleef. Jy wil hê, hulle moet daai verandering beleef. Dink maar net terug in jou eie lewe. Hoeveel keer was jy al uitgenooi? En hoeveel keer het jy al die uitnodiging van die hand gewys? Ek dink aan die geduld van hierdie man wat die kos voorberei het. Ek wil vandag vir jou sê, ek wil nie deel wees van hierdie eerste groep mense nie. Ek wil nie soos hulle wees nie. Ek wil nie dit wat goed is, of dit wat wonderlik is, verruil vir dit wat goed is nie. Ek wil nie iemand wees wat vasgevang is in die goeie goed van die lewe, en ek mis die wonderlike van God nie. Dis nie wie ek wil wees nie. Ek wil nie deel wees van hierdie groep nie, en ek dink ook nie, as jy vandag hier sit, jy wil deel wees van daai groep nie. En dis hoekom jy vandag in die kerk is. Jy het die uitnodiging gekry. Jy het die uitnodiging aanvaar. En dit wys vir my, jy is 'n verskilmaker. Jy is 'n saakmaker. Jy is 'n agent van verandering. Nou daar's 'n studie gedoen in Arizona, by een van daardie verskriklike groot kerke, daai megakerke. Hulle het gekyk, vir interessantheid, hoeveel keer 'n gesin in 1 maand kerk toe kom. Wat het hulle gesien? Die gemiddeld was 1,7 keer kom 'n gesin kerk toe in 'n maand. Nou ek is baie nuuskierig, en ek wil weet, wat is ons gemiddeld hier in Kroonjewel Noord? Van hoeveel keer 'n gesin in 'n maand kerk toe kom? Dink gou by jouself, daar waar jy sit. Hoeveel keer was jy en jou gesin hierdie maand in die kerk gewees? Dink gou. En dis hier waar die sitplek begin warm raak, nê? Van nou begin jy introspeksie doen. En ek sien die kinders begin vir die ouers wys, hoeveel keer was ons in die kerk gewees, nê? Is jou gemiddeld 1,7? As ons eerlik is party van ons onder daai gemiddeld. Ander is weer bo die gemiddeld, en dis wonderlik. Want jy is 'n verskilmaker. Jy is draers van verandering. Jy wil 'n saakmaker wees. So kom ons gaan kyk nou na die tweede groep mense in hierdie gelykenis wat uitgenooi is. Ons sien dit was hierdie mense gewees wat in die gangetjies geloop het, hierdie mense wat in die strate was, die armes, die blindes, die verlamdes, die krepeles, dit was hulle gewees. Die man sê, aangesien hierdie ander klomp nie wil kom nie, gaan nooi hierdie groep mense. Gaan vat hierdie uitnodiging na hulle toe en sê vir hulle moet kom. Nou wie is daar die mense? Hoor gou mooi. Dis die mense wat in dieselfde dorp gebly het as die in die eerste groep. Dis die mense wat in dieselfde dorp gebly het as die eerste klomp wat die uitnodiging gekry het. Maar hierdie is die mense wat dalk nie dieselfde wonderlike en lekker van die lewe beleef nie. Dis dalk hierdie mense wat nie die lekker in die lewe het, wat nie die goeie in die lewe beleef nie, en hulle aandag word nie afgetrek deur al hierdie goed nie. Ons sien aan hierdie een kant is hierdie groep wat die wonderlike en die lekker en die mooi van die lewe beleef, en ons gaan aan. Dit is mos lekker. Maar ons het al hierdie goed wat ons aandag aftrek, en aan die ander kant sien ons hierdie ander mense wat dalk nie die lekker en die mooi en die wonderlik in die lewe beleef nie. En daarom het hulle nie hierdie ander goed wat hulle aandag aftrek nie. So toe hulle hierdie uitnodiging kry, het hulle nie al hierdie verskonings gehad en gesê, ek moet rugby toe gaan, of ek moet gaan my osse kyk, of ek moet die kant toe gaan, of ek moet die kant toe gaan nie. Hulle het gesê, hier is ons. Nie een verskoning nie. Ek kan sien hoe hulle sê, ek is seker 'n steak and chips. Ek kan nie wag vir daai steak and chips nie. Bring dit, ek wil eet. Die armes, die blindes, die verlamdes, die krepeles. Hulle het hierdie huis begin volmaak. Nou wat maak dat ons ook so kan wees?
Kom ons vat dit op 'n geestelike vlak. Nie fisies nie, kom ons vat dit op 'n geestelike vlak. Dit was dalk nie jou keuse gewees nie, en hierdie goed het met jou gebeur. Of dalk was dit die keuses gewees wat jy in die lewe gemaak het. Of dalk is dit 'n kombinasie van al twee van hierdie goed. En dit maak dat jy vandag vir my sê, ja Pieter, ek is deel van hierdie tweede groep. Ek is deel van hierdie tweede groep, want as gevolg van dit wat in die lewe gebeur het, as gevolg van die keuses wat gemaak is, as gevolg van die sleg, beleef ek nie die goeie wat die lewe vir my gee nie. Beleef ek nie al hierdie goed in die lewe nie. En daarom sit ek vandag in hierdie kerk, want ek is geestelik, arm, blind en verlam. Dalk is dit jy wat vandag hier sit. Maar die interessante is, hierdie mense, hulle almal bly reg langs mekaar. Die wat die lewe geniet, en die wat swaar kry in die lewe. Emosionele vlak, fisiese vlak, geestelike vlak, hulle almal is in dieselfde spasie. En hierdie is die wonderlike en die mooi van God se koninkryk. Daar is geen hiërargie nie, daar is geen magsorde nie, daar is geen gesagsorde nie. Daar is nie iemand wat dit meer verdien as iemand anders nie. Daar is nie iemand wat sê, ek het nou 'n plek gekry in hierdie huis nie. Almal is gelyk. Dis die wonderlike van die liggaam van Christus. Want dit bestaan uit alles. Almal verskillend en almal is genooi. En ons moet ook wees soos Jesus en sê, kom. En ons moet almal nooi, selfs die wat swaar trek, emosioneel, sielkundig, geestelik, fisies. Ons moet hulle nooi. En dit gaan nie hier oor geleerdheid nie. Dit gaan nie hier oor jou finansiële status nie. Want weet jy, ek het al gesien hoe hoogs geleerde mense, skatryk mense, geestelik, arm, blind, verlam en krepeel is. Wat 'n ongelooflike storie het ons nie tot dusver gelees nie. Ons sien hier is hierdie man, hy doen nie moeite, hy berei hierdie maaltyd voor. Hy nooi die gaste, hy sê, kom. En dan sien ons hierdie eerste groep wat sê, jammer, ek het 'n verskoning. Daar's goeie goed in my lewe wat belangriker is as hierdie ete, hierdie wonderlike ete. So jammer, hier is my verskoning. Dan sien ons hier's 'n tweede groep mense, die verlamdes, die armes, die krepeles. En hulle begin die huis vol maak. En dan sien ons iets, daar is nog plek aan hierdie tafel. En dan sê hierdie man, gaan uit, gaan na die paaie toe, gaan na die landings toe, gaan nooi hulle. Eintlik, hy nooi hulle nie. Hy sê, dring by hulle aan, dat hulle moet kom. Hierdie plek moet vol word, hierdie tafel moet vol word. En dan sien ons hoe daai mense inkom. Nou hierdie derde groep mense, hulle was nie van dieselfde plek gewees as die eerste twee groepe nie. Hulle was van 'n ander plek, 'n ander omgewing. So hulle was eintlik vreemdelinge gewees vir hierdie eerste twee groepe. Vriende, weet jy wat? Jy is 'n verskilmaker, sonder dat jy dit weet. Nou hoekom sê ek vandag so? Besef jy, ons begroot jaarliks geld vir die Caprivi uitreik. Met daai geld word daar Bybels gekoop, deel van die evangeliste se salarisse betaal en evangelisasie word gedoen. Ons ken nie daai mense nie. Besef julle, ons begroot geld in 'n jaar vir Sending Japan. Weereens, deur ander mense word 'n uitnodiging uitgestuur na ander toe om dit te aanvaar. Ons begroot geld vir kinders in die Oekraïne. Kinders wat ons nie ken nie. Maar deur dit word uitnodigings gestuur na ander toe. Jy is 'n verskilmaker. En dit is wonderlik om te sien dat al ken ons nie eers hierdie derde groep mense nie, al is ons nie eers bewus van hulle nie, maak ons nog steeds 'n verskil in ander se mense, in ander mense se lewens. Kry gou hierdie prentjie in julle kop. Jesus se tafel is nie een van vreemdelinge nie. Aan Jesus se tafel sit daar mense wat 'n ander taal praat as jy. Daar sit mense wat anderster dink as jy, anderster lyk as jy. Besef jy, almal is welkom.
Dit laat my dink aan die eerste keer toe die eerste kerk gestig is. Was die eerste kerk net uit Jode uit bestaan? Oh nou, jy's verkeerd as jy so dink vandag. Want daar was heidene ook gewees wat deel was van daardie eerste kerk. En vandag nog nooi God ons. God nooi ons, vriende. Openbaring 22, heel laaste boek van die Bybel, heel laaste hoofstuk van die Bybel. Openbaring 22 vers 17 sien ons ook 'n uitnodiging wat God vir ons stuur. Daar staan in vers 17. Die Gees en die bruid sê, kom. Elkeen wat dit hoor moet sê, kom. En elkeen wat dors het, moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry. Verniet. Dit eindig met hierdie uitnodiging. So die Bybel eindig. Ons weet wie die Heilige Gees is. Die Heilige Gees is God se teenwoordigheid in elke gelowige se lewe. Dit weet ons. Die Heilige Gees gee vir ons die krag om elke dag aan te kan gaan. Die Heilige Gees gee vir ons die krag om hierdie uitnodigings elke dag te kan uitstuur. God kom en hy gee hierdie uitnodiging. Hy sê die bruid en die Gees en die kerk almal werk saam. Saam kan hierdie pakkie sê kom. Openbaring 22 vers 17 sê elkeen wat dit hoor moet sê kom. So dis duidelik. Jy kry die uitnodiging. Jy moet die uitnodiging aanvaar. Maar jy moet nie die uitnodiging vir jouself hou nie. Jy moet daai uitnodiging vat en jy moet dit gaan uitstuur aan ander. Jy moet dit gaan deel met ander. Nou ons almal se opdrag is om die te wees wat 'n verskil maak deur gereeld mense aan te moedig om te kom, om na hierdie maaltyd toe te kom op 'n Sondag, om kerk toe te kom. God verwag nie van ons om alles te weet nie. Maar God vra wel van ons, stuur die uitnodiging. Stuur die uitnodiging. En weet jy wat, vriende? God sal vir jou die wysheid gee om dit te sê wat jy moet sê. Want hierdie is 'n boodskap wat die wêreld moet hoor. Dis 'n boodskap wat die wêreld so nodig het om te hoor. So kom ons raak gou prakties. Hoe kan ons dit doen? Wat is ons opdrag? Ons opdrag is om uit te gaan en te kyk of ons mense kan kry om 'n persoonlike, intieme, persoonlike verhouding met Jesus te kan hê. Nou hierdie klink verskriklik moeilik. Is dit moeilik? Nee, dis eintlik baie eenvoudig. Dit gaan vir jou vra om 2 stories te vertel. Die eerste storie ken jy baie goed. Dit is jou storie. Kan jy jou storie vertel? Kan jy vir mense vertel? Dit is wat Jesus al vir my in my lewe gedoen het. Hier was ek gewees. Hier het Jesus my gehelp. Hier het Jesus vir my gesorg. Hier het Jesus vir my voorsien. Kan jy daai storie vertel? Natuurlik kan jy. Jy ken hom die beste. Tweede storie wat jy kan vertel is, wie is Jesus? Is dit moeilik om vir iemand te vertel wie Jesus is? Nee. Jy leer dit mos van kleins af. Jesus is uit die maagd Maria gebore. God in gees, God in vlees. Hy het aarde toe gekom. Hy het op die aarde rondgeloop. Maar hy het 'n doel gehad terwyl hy op die aarde was. Hy moes aan 'n kruis gaan hang het. Nou hoekom het Jesus aan die kruis gehang? Hy moes aan die kruis gaan hang het vir almal se sondes. So God het die hele wêreld se sonde gevat en op Jesus gesit. En Jesus het gesterf aan daai kruis. So die sonde is dood. Dit is wie Jesus is. Hy het ons kom verlos van die sonde. Maar hy het nie in die graf bly lê nie. Jesus is ook die oorwinnaar oor die dood. So dit beteken dat daar vir ons ewige lewe is. Is dit 'n storie wat jy kan vertel? Is dit vir jou maklik om Jesus se storie te kan vertel? Ja, want ons almal ken dit. En dan die tweede ding, as dit kom by uitnodigings, wat belangrik is nooi mense kerk toe. Moedig mense aan. Moedig mense aan om deel te wees van hierdie geloofsgemeenskap. Jy het dalk nog nie die beste van die kerk beleef nie. Want jy was nog nie
so betrokke by die kerk gewees nie. Nooi mense om deel te word van 'n geloofsgemeenskap. Ek hoor Vrydag hoe iemand vir my sê, ek het die wonderlikste omgeegroep ooit. Mense wat altyd daar is, bereid is om te help. Mense wat hulle alledaagse goed eenkant toe skuif om te help, die gemeenskap, die geloofsgemeenskap te bou. Nou dit is stories wat ons moet hoor. Dis stories wat ons met ander moet deel. Dis hoe ons mense moet aanmoedig. Om nie die uitnodiging net te sien en weg te gooi nie, maar om die uitnodiging te aanvaar. Ons moet vir mense kom vertel, wat beteken geloofsgemeenskap? Dit is wat verskilmakers doen. Dit is wat veranderingbringers doen. Dis wat saakmakers doen. Dis wat agente van verandering doen. Hulle maak 'n verskil. Hulle stuur die uitnodiging. Maar ek weet nie van julle nie. Maar ek wil vandag die besluit maak om te sê, ek wil nie deel wees van daai eerste groep mense nie. Ek wil nie dit wat wonderlik is, mis vir dit wat goed is nie. Ek wil nie die wonderlik in die lewe, die kos, die geestelike kos, ek wil nie dit mis vir wat goed is nie. En ek praat nie net hier van 'n Sondag in die kerk nie, ek praat hier van jou eie stilte tyd. Ek praat hier van jou eie stilte tyd, jou eie gesprekke met God. En ons mis dit vir goed. Partykeer is dit slegte goed, partykeer is dit goeie goed. Maar ek wil nie deel wees van hierdie eerste groep nie. Maar weet jy wat? Jy is 'n verskilmaker. Jy kan die verandering wees. Jy kan die verandering bring. Jy kan verandering in niemand anders se lewe inbring. So hou aan om die uitnodiging te stuur. Moenie moed opgee nie. Hou aan om daai uitnodiging te stuur. En hou aan om die uitnodiging te aanvaar. So, jy het 'n besluit wat jy moet maak. Nie vandag nie, gaan jou nie druk nie, maar jy het 'n keuse wat jy moet maak. Hierdie week, jy het 'n keuse wat jy in jou lewe moet maak. En daarom gaan ek vir jou tyd gee, waar jy nou rustig kan begin, om hierdie in jou gedagtes, om om jou gedagtes te vat, en met die Here te praat oor dit, wat nou in jou gedagtes aan die gang is. Praat met hom. Dink aan die uitnodiging. Aanvaar jy dit? Of verruil jy die wonderlike vir dit wat goed is? Gee 'n oomblik waar ons stil met die Here gesels. Vader, ons sit dalk vandag in die kerk en ons voel skuldig, ons voel teleurgesteld in onsself. Here, maar dankie dat ons nog steeds weet dat U vir ons sê, kom my kind, kom. Ek aanvaar jou. Ek gaan jou nie wegwys nie.
Ek gaan nie vir jou sê, gaan kry vir jou iemand anderster nie. Ek is lief vir jou. En ek wil verandering in jou lewe bring. En daarom weet ons ook, Vader, dat deur die werking van die Heilige Gees die verandering plaas kan vind. Vader, maar U ken ook ons harte. U ken ook ons lewens. Here, U weet hoe vinnig ons vasgevang kan raak in die goeie goed, die lekker goed, die alledaagse goed. En hoe vinnig ons dit sommer net verruil vir dit wat wonderlik is. Vader, die gebed vandag is dat ons werklik sal besef hoe kosbaar U uitnodiging is. En dis nie net op 'n Sondag wie die uitnodigings na ons toe stuur nie. Here, maar dit is elke liewe dag. Daarom wil ons vandag net weer en weer bewus raak van hoe belangrik dit is om ook tyd vir U te gee in ons lewens. Ook tyd af te staan wat ons sê, Here, hier is die dag. Sonder U kan ek nie deur hierdie dag gaan nie. Here, hier is dit wat pla. Here, ek is geestelik arm, verlam. Here, ek is geestelik krepeel. Ek is geestelik moeg en uitgeput. Vader, ons wil net vandag kom sê, Here, ons is hier, ons wil die verskil maak. Nie net in ons eie lewens nie. Ons wil die verskil maak in ander se lewens. En daarom kom bid ek, o Gees, dat U sal kom en die vuur in ons sal aansteek. Sodat ons nie net uitnodigings sal van die hand wys nie, maar dat ons 'n uitnodiging sal aanvaar. En dat ons daai uitnodiging sal vat en weer vir iemand anders sal gee. Vader, dankie dat ons 'n plek het waarna toe ons kan kom, waar ons gemaklik kan kom sit, waar ons die woord kan hoor. Dankie vir die grootheid en die almagtigheid. En dankie dat U ons Here is. Vader, ons wil die wonderlike beleef. Ons wil U uitnodiging aanvaar. Amen.